Ons het laas jaar 'n hele jaar gevat om regtig by 'n plek te kan kom, om te sê, hoe ontdek ek en jy dat God se heerlikheid, dit beteken God se waarheid, my en jou storie definieer. En dit beteken ons moet by 'n plek kom om te kan verstaan, dit beteken niet en anders. En hier is die ding wat ek jou in wil bring, is dat jy ry elke dag 'n spesifieke roete. Nou ongeag of jy nou 'n kind is wat skool toe gaan of iemand wat werk toe gaan, maak nie saak nie, daai roete bly meeste van die keer presies dieselfde. En dan op 'n dag ry iemand saam met jou in daai roete. En hulle wys vir jou 'n huis uit. Maar jy het elke dag verby hierdie ding al gery, maar jy weet nie wat in daai huis, en iemand sê vir jou en maak jou bewus. En ewe skielik raak hierdie bewuswording van wat in daardie huis aan die gang is, iets van jou verstaan en jou begrip. En ek dink baie keer is dit presies dieselfde wanneer dit kom by ons geloof. As jy nou mooi dink, jy weet, as jy vanoggend hier sit en jy glo in Jesus, of natuurlik, jy ken die taal van wat ons oor Jesus praat en wat die Bybel ons mee leer, jy sing liedere wanneer ons dit saam doen. Ek bedoel, jy ken dalk die stories. Maar hier is iets, is dat jy nog nie bewus is van 'n paar goeders wat in hierdie woord geopenbaar word, nee. Want hier is die uitdaging baie keer van ons. Wanneer ons die Bybel lees, dan lees ons dit baie keer om informasie te kry. Wat ek daarmee bedoel is, ons het 'n spesifieke verwysing in ons lewe, en nou lees ek die Bybel eintlik om hierdie verwysing te ondersteun. In plaas dat ek die Bybel lees, om te kan ontdek, en bewus kan word, om te kan sien wat ek nog nie gesien het nie. En daarom dink ek, vir ons wat met hierdie onbewustelike verwysing leef baie keer nog asof ons in die graf is. Die graf het hierdie laaste sê oor my en jou lewe. En is eintlik waantoe hierdie gesprek ons neem. En dis die oomblik wat plaasvind, as jy nou aan dink, is dat die grootste gebeurtenis vir die disippels op daardie oomblik was die feit dat hy wat gekom het, Jesus Christus, gesterf het aan die kruis. En hulle het hom begrawe. En nou speel hy die toneel af, wat ek en jy lees, hierdie getuienis wat vir my en jou geskryf word, deur Matteus, oor Mariëlle wat aankom by die graf, en nou, wat hulle verwag het, is heel anderste. En nou het hulle hierdie gesprek met 'n engel, toe antwoord die engel die vrou en sê, moenie langer bang wees, want jy kan vir jouself net indink, wat het hier gebeur? Wat se implikasie dit nou op ons, dat Jesus nie meer hier is nie, het hulle sy liggaam gesteel, wat het hulle met hom gedoen, wat gaan hier aan? En dan sê hy vir hulle, ek weet julle soek Jesus, die gekruisigde. Hy is nie hier nie. Want hy is opgewek. Soos hy dit gesê het, kan jy net vir 'n oomblik hoor, die engel sê nie hier Jesus leef nie. Die engel sê hier, Jesus het iets verkondig. En dis eintlik die geskiedenis, as ek en jy teruggaan van die Ou Testament, die profetiese woord het gekom oor die Messias wat sal kom. Ons het laasweek stilgestaan, juis by die teenwoordigheid van God. God met ons, Immanuel. Dis die storie, en nou in hierdie plek kom hy, die engel, en sê vir hulle, luister gou, hierdie Jesus het iets vir julle gesê. En die manier hoe jy opgedaag het jy nie daai prentjie, luister, jy was nie bewus. En die engel maak hulle eintlik bewus van wat? Van wat Jesus gesê het. Nog die hele tyd, en dan ewe skielik moet ek en jy verstaan, wag 'n bietjie, hier is iets van 'n verklaring
oor die gesag van 'n koning wat ek en jy nou moet verstaan. Iemand wat 'n hoër plek het binne in ons samelewing, in ons lewe. Hy het iets gesê en dit het gebeur en daarom wat hy gesê het, wat hy verklaar het, word dan waarheid. Wanneer dit gebeur. Daarom kan ons hom glo, ons kan vashou aan hierdie verwysing. En nou met hierdie in gedagte, Matteus 28:18, bring hy sy disippels bymekaar en dan sê hy vir hulle, luister gou-gou, aan my is gegee alle mag. En daarom beteken dit, as die koning nou 'n aankondiging maak, as hierdie Here van ons 'n aankondiging maak, hy wat alle gesag het, in die hemel op aarde, dan maak hy 'n aankondiging wat vir my en jou 'n nuwe realiteit bring. Daarom, wanneer ek en jy dink net aan man wees, dan word dit my realiteit. Wat is man wees? Wat is vrou wees? Wat is kind wees? Wat is werknemer? Wat is alles word dan nuut en anders. Want hier is 'n baie belangrike gedeelte wat ek en jy nou moet verstaan. Jesus vir baie van ons is iemand wat ons kom vergewe het. Sodat. Maar wat Jesus kom doen het, is hy het sy regering kom terugvat. En daarom is hierdie aankondiging nie iets wat ek en jy moet verstaan as, ek is vergewe nie, maar eintlik wat ek en jy moet verstaan is, dit vir my en jou is 'n aankondiging van iemand wat nou regeer. En daarom het ons die vraag dan vra, maar wat beteken dit vir my en jou? En laasweek het ons daarna gekyk om te sê dat soveel van ons leef nog met 'n eksterne realiteit. Soos ek nou gesê het is, ek leef nog asof die graf gesag oor my lewe het, maar ek leef nie met hierdie ewigheidsrealiteit nie. En ek en jy moet ontdek, en dis wat Paulus kom doen. Paulus kom en sonder om verskoning te maak, kom hy en hy sê, hy het ons verlos uit die mag. Luister gou-gou, jy was vasgevang in 'n spesifieke mag. En hierdie mag het in hierdie wêreld kom regeer oor wat gebeur het in die tuin van Eden. En hierdie mag was dood. En nou kom hy en hy sê, ek het jou verlos. Nie kom red nie. Ek het jou kom verlos van dit. Redding is deel van hierdie proses van verlossing. Maar ek het jou verlos van die mag van die dood. En ek het jou verplaas na die koninkryk van die seun van sy liefde. Nou kan jy net gou die tydvorm verstaan nie. Dis nie eendag nie. Soveel mense leef met hierdie verwagting dat eendag gaan ek nou in die hemel wees, en in hierdie hemel gaan daar net hierdie amazing tyd, en God moet net kom en hy moet ons nou net kom wegneem, maar hy sê, wag 'n bietjie, ek en jy het nodig om te ontdek, dat ons nou verplaas is, nie net om 'n beter lewe te kan hê nie, hy het ons verplaas, en nou beteken dit vir my en jou en iets, hierdie waarde word nou in my lewe gedeponeer, wat nou betekenis het, dit beteken jy is nie meer onder dieselfde gesag nie. Wat 'n gesagskuif oor my lewe gekom. Die dood het geheers. Dit is nie meer wat my definieer nie my eksterne wêreld nie, maar nou is daar 'n ewigheidsperspektief wat ek moet en jy moet kry, en daarom, ek behoort nie meer aan dieselfde orde nie. Ek het geskuif in my verwysing. Daar is 'n ander koning oor my lewe. En daarom is daar 'n ander orde wat nou geld. Wanneer ons praat van orde, dan is dit baie keer in die wêreldse verwysing is orde, jy het 'n sekere posisie in die lewe en hierdie posisie veroorsaak dat jy sekere gesag het. Nou verander hierdie orde, want ek en jy is in 'n familie. En in 'n familie is daar rol, maar daar's nie orde nie. Want in die familie is ek en jy presies dieselfde. Ons is kinders. Maar elkeen van ons het 'n rol om te vervul. En daarom is dit so belangrik, ek leef nie meer
uit dieselfde storie nie. God het 'n nuwe storie kom skryf vir my en jou, en daarom moet ons besef, wag 'n bietjie, ons almal loop met 'n spesifieke probleem baie keer, en dalk nie jy nie, maar hier is dit as ons leef nog meeste van die keer uit ons ou verwysing. En redding vir my en jou was hierdie oomblik waar ons kon verstaan, okay, ek het nou die stempel om in te gaan, ek het nou toegang gekry tot dit, maar redding is nie waar dit gaan nie, maar eerder die manier hoe ons dink, en ons moet ophou dink asof ons nog gevangenes is. Want ons leef baie keer en sê dat ons vrygelaat is, maar ons leef nog as gevangenes, die manier hoe ons dink. Dis soos 'n slaaf, dink net gou vir jouself daaroor. 'n Slaaf word geïndoktrineer sy hele lewe, dat wat is hy? Hy's niks werd nie. Hy beteken niks nie. Hy kan net doen wat ander vir hom sê. Hy het geen seggenskap nie. Hy is onder beheer van al hierdie goed. En nou leef hierdie slaaf, nou kom die Here, hoor gou, jy moet vir jouself indink, hoe 'n immense effek dit gehad het op slawe. Want hoor gou, die slaaf se werk het nie verander nie. Maar wel sy posisie. Ek gaan dit weer vir jou sê. Die slaaf se werk het nie verander nie. Maar wel sy posisie. Want as ek nou 'n kind is van God, het ek 'n werk om te verrig. Maar dit verduidelik nie vir jou ek is nie. Ek is nou 'n kind van God, hierdie is my posisie. Ek is in die familie, dis my posisie. Ek's deel van, dis my posisie. Nou het ek 'n rol nog, want my werk is die plek waar ek hierdie rol uitleef. En dis hoekom ons so nodig het om te verstaan, wag 'n bietjie, so wat het God kom doen? Hy het my en jou nou kom verplaas. Ek is nie meer onder hierdie mag nie, ek is nou onder hierdie mag, hierdie nuwe koninkryk, en nou is die vraag vir my en jou om te ontdek, hoe leef ek nou vanuit hierdie nuwe plek? En dit is interessant, wanneer Matteus natuurlik vir ons hierdie gedeelte gee, wanneer Jesus die opdrag gee, die eerste uitspraak wat Jesus gee as koning, as die gesaghebende, wat nou sê, dan sê hy gaan. Want hoor gou, van ons het net toeskouers geword van wat aangaan. Ons kyk na hoe hierdie speelveld, ek sien, ek herken, maar ek beweeg nie. En die eerste ding wat Jesus doen is hy sê beweeg. Nie maak seker jy verstaan alles nie, want hier is baie keer ons probleme. Ons wil 'n klomp goed eers verstaan. Hoekom gaan dit nog so in my lewe? Hoekom is hierdie goed nog nie reg nie? Dan beweeg ons nie, ons staan stil. Hy sê, hoor hierso, jy gaan nie wag tot jy gereed is nie, want dan gaan jy nooit gereed wees om te gaan nie. Hy kom en hy sê, die heel eerste ding wat Jesus vir my en jou sê is, gaan. Gaan en maak disippels van alle nasies. En leer hulle, maar hoor gou, hierdie leer is 'n kritiese verwysing vir my en jou. Want hoor net wat dit vir my en jou sê. Jy kan nie aards leef as jy hemels geleer het nie. Nou weet jy wat? As ek en jy in hierdie boek gaan lees, wat ons noem die Bybel, wat uit 66 boeke bestaan, wat hierdie skrywers skryf hulle nie vir my en jou, en ek het nog nooit dit gelees nie, om harder te probeer nie, om meer te doen nie, om beter te wees nie. Maar wat ek wel ontdek het in hierdie lees van die Bybel, is dat ek moet verstaan waar ek nou sit. En hoor gou, Paulus trek die gordyn van dit oop vir my en jou. Hoor wat sê, as julle dan saam met Christus opgewek is. So, kan jy gou hoor, hoe bring hy ons in daai gesprek? Hy sê, as hierdie vir my en jou dis die realiteit is. Want jy sien, jy kan nie opgewek wees saam met Christus, en nie opgewek wees saam, dit werk nie saam nie, so hierdie moet 'n realiteit vir my. As julle dan saam met Christus opgewek is, streef na dit wat daar
Boos, nou wil ek jou net help met hierdie gesprek, want die heel eerste ding wat mense na toe kom, of gaan in hulle kop as ons praat van daar bo is, dit hemel is daar. Nee, kan ek jou help net om 'n besigheidsstruktuur raak te sien? En vir jou wat in 'n besigheidsstruktuur werk dalk, net om daai te besef, waar word besluite geneem? Daarbo. Waar's daarbo? In die CEO se kantoor, of kan ek dit so stel, in die raadsaal? Dis daarbo. Dis nie daar in die hemel nie. Dis daarbo, daar waar die gesag nou werk. En nou sê hy, waar Christus, hier help hy ons, waar Christus aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge daarbo, nie die dinge van op aarde is nie. Nou sê hy, wag 'n bietjie, ek en jy is geskuif. Waartoe? In Christus. Waar sit ek en jy nou? Om die raadsaal. Oeps. Nou sê hy, wag 'n bietjie, om hierdie tafel, Vader, Seun, Heilige Gees, om hierdie tafel, bring hy ons in hierdie gesprek in, van waar alles nou vloei. En ek en jy het nou nodig om te verstaan, dat hierdie plek van waaruit dit plaasvind, moet ek en jy engage. En die manier hoe ons engage, word eintlik aanbidding genoem. Nou, ek dink baie keer, omdat ons op 'n spesifieke manier geleer is, en haar woorde vasgehaak het in ons koppe, nee, sien ons aanbidding, as wat ons nou gedoen het. Nee. En ons loof en prys die Here, want dis ons seker goed gesien het. Hoekom? Want daar was 'n ander woord wat gebruik was in ons samestelling, dalk nie in joune nie, maar definitief in myne, wat ons genoem het godsdiens. Maar as ek en jy ontdek, dan besef ons, wag 'n bietjie, dit wat hier geskryf word, die woorde wat hier gebruik word nooit vertaal met godsdiens nie. Ons het die woord gebruik om mense te kan help, maar in daardie selfde asem het dit veroorsaak dat mense se engagement met wat? Met die onsigbare nie realiteit was nie, want godsdiens het geword die manier hoe ek leef, en nie eintlik waar ek en jy moet ontdek hoe ons met hierdie onsigbare engage, sodat dit sigbaar kan word nie. En dis waartoe Johannes ons vat in hierdie gesprek, want hy sê, daar kom egter 'n tyd. Nou hoor gou, hierdie gesprek vind plaas met 'n Samaritaanse vrou. Hy's by die put met haar, nee. Samaritane en Jode praat nie self, dit hulle haat mekaar. Jesus kom demonstreer iets van hierdie koninkryk en hierdie manier van engagement met ander mense in daardie oomblik. En nou sê hy vir haar, want sy het vir hom gesê, jy weet, op die berge het hulle aanbid, dit was die plek, dit was die manier. Nou sê hy, wag 'n bietjie, wow, ek wil jou help om iets te kan ontdek. Hy sê, daar kom egter 'n tyd, en dit is, nou, nie eendag nie, nee, nou, dat die ware aanbidders, die Vader in gees en waarheid sal aanbid. Want die Vader wil jy sulke aanbidders hê. Nie plek nie, nie ritueel nie, nie net sang nie. Hier is iets wat ek en jy moet ontdek van gees en waarheid. En hierdie help my en jou eintlik om te engage. Met wat? Met die sigbare en die onsigbare. Tussen hemel en aarde. Want die onsigbare, dis my engagement in gees. Maar hoor gou, terwyl ek om hierdie tafel sit in die troonkamer, terwyl ek daar begin gesels en hoor, want ek lees mos en ek bid mos, en ek bly stil bietjie dat God kan praat, en in hierdie plek, wat word dit vir my en jou? Waarheid. En omdat dit my waarheid word, beïnvloed dit die manier hoe ek leef. Dis waartoe hy gaan.
om te sê aanbidding is die plek van engagement. Met dit wat in daai troonkamer aan die gang is, dis onsigbaar. Maar ons engage met Gees, dis ook daar is, en van daardie plek word my lewe getransformeer. En hier is die ding, die Bybel is nie onseker van die hemel nie, van hierdie plek nie. Nee, in Hebreërs, en ons het laas jaar in Hebreërs gejourney oor hierdie goeders, nee. In Hebreërs 8 vers 1 sê hy, die hoofsaak van wat gesê is dat ons so 'n hoëpriester het, hoor, een wat gaan sit het. En as iemand gaan sit het, beteken dit die werk is voltooi. Hierdie werk wat vermag geword het, of moes vermag, wat eintlik die doelstelling van alles was, is in hierdie oomblik vermag. En daarom gaan sit Jesus Christus aan die regterhand van God. Hoekom? Want die verklaring is nou, hier is die koning, hy het vermag wat hy bestem het om te vermag. En nou kan ek en jy verstaan, wag 'n bietjie, hierdie troonkamer is besig om aan te kondig, dit word vir my 'n werklikheid, en nou engage ek met God se werklikheid, deur juis hierdie verwysing. En daarom Hebreërs 4 vers 16 help ons met dit. Hy sê, laat ons dan met vrymoedigheid die troon van genade nader, sodat ons ontferming in genade kan vang om op die regte tyd gehelp te word. Nou hier is ons dan. Kyk, 'n nuwe jaar skop mos vir baie van ons so af, dalk net vir my, maar ek weet nie van julle nie, maar dan het jy mos nou 'n lysie, nê? Ek gaan nou my lewe herprioritiseer, en daar's 'n paar goed van belange, en ek gaan nou hierdie goeders doen. En dan is die eerste een is baie keer gewoonlik natuurlik gesondheid. Nee, dalk nie by jou nie, maar by my, gesondheid. Nee, en dan sit soos dan, okay, jy gaan nou gym, wanneer? 4 keer 'n week. Okay, dan sit hulle die krag af, dan kan ek nie meer gym toe gaan nie. Maar anyway, maar hier is die realiteit, en dan, wanneer ons in hierdie eerste verwysing is, dan kom ek agter, okay, lewe gebeur, okay, nou hou ek nie meer by hierdie goed nie, en wat vind plaas op die einde van die dag? Verander eenvoudig niks. En ek dink dis baie keer hoe ons na die Here toe gaan. Ons het ons lysies. Maar jy sien, kan ek gou vir jou een ding sê, hy stel meer belang in jou as in jou lysie. En daarom is dit so belangrik om te verstaan op die regte tyd gehou. Want kan ek vir jou gou sê, ek weet nie van jou nie, maar kom ons dink nou net gou in beelde, nê. Om te sê, jou seun kom na jou toe en hy's 10 jaar oud, right? En jy het vir hom 'n erfporsie. En hy kom na jou toe en hy sê vir jou, dad, luister, ek soek my erfporsie. Gaan jy dit vir hom gee? Hoekom nie? Want jy weet, hy gaan aanjaag. Maar ons nader nie God so nie. En hier is die ding, God stel belang in jou en in my, en hy weet presies wat jy kan handle nou. En hy gaan nie vir jou gee wat jy nie kan handle nie, want hy weet jy gaan dit opmors, en wie gaan jy blameer? Maar jy het dit dan vir my gegee. Maar nou soek ons die goed, ons soek hierdie dinge, maar God sê, ek gaan dit vir jou gee, ja, maar op die regte tyd. En hier is die ding is, ek gaan eers met jou werk. Ek gaan eers met jou werk, en gaan jy my toelaat om met jou te werk, want ek gaan so 'n bietjie in jou skaaf, en jou so 'n bietjie vorm, want hier is die ding, ek het jou verplaas. En jy sit nou in die geselskap van hierdie wat jou geskep het. En ons weet presies wat ons in jou geplaas het. Maar jy moet dit nou ontdek, en in hierdie ding is dit waar ons moet wees, om te besef, wag 'n bietjie, dit is hier in hierdie troonkamer, waar ek en jy leer hoe God dink. Dis ook waar ons sien hoe hy reageer. Kom ons wees gou eerlik, hoeveel van ons het generators gaan koop, toe ons nou hierdie goeders hoor? Nee. Luister, God is nie bekommerd nie. Ek weet nie of jy al sy reaksie gesien het nie, maar hy is chill hoor. Die goed kan maar gebeur, hy sê, ek weet wat ek gesê het.
En hier is die ding dit is juis in hierdie spasie wat ek en jy sien, hoe God en wat God wil hê ons moet op hierdie aarde realiteit maak. Luister gou, as jy die hemel wil sien en wat daar aangaan, Openbaring 4-5, vat Johannes ons in 'n kykie in hierdie troonkamer. Kom ek sê vir jou, daai troonkamer, dis nie passief nie. Luister, en kan ek vir jou 'n ander ding sê, dis nie stil nie. Luister, die engele sing 24 ure 'n dag. Heilig, heilig, heilig. Jy kan nou vir jou sê, hoe dink ons tussen alles? Nee, dis nie stil nie, maar hier is een belangrike deel. Daai gedeelte is vol reaksie, dit is vol oorgawe en is vol waarheid. Dis in daai plek waar ek verstaan, dit is hier, dis waar. Ons leer natuurlik hoe God dink en sien hoe hy reageer, maar dis ook die plek waar ek en jy verstaan, aanbidding is nie en arens wat my en jou vorm. Dit is in daardie plek waar my denke geherkalibreer word. Dis waar ons sit met die Vader, Seun en Heilige Gees, die Gees met my, hy wat my help, hy is die parakletos, die helper, om juis in hierdie spasie te kan verstaan, en sê, Abri, kom ek help jou. Ek wil jou ondersteun, sodat jou denke geherkalibreer kan word, om te verstaan, om begrip te kan hê, maar hier is die ding, dis ook die plek waar my loyaliteit geherpositioneer word. Want dis waar ek besef, wag 'n bietjie, ek is deel van iets baie, baie groters. Ek is deel van hierdie familie op missie, my loyaliteit word geherpositioneer, ek ontdek, en nou wat ek doen is, binne in hierdie spasie word my lewe belyn met die koninkryk waarin ek reeds is. En ek dink is vir baie van ons 'n groot skuif. Dat hierdie aanbidding, of soos ons dit baie keer sê, ons godsdiens, is nie om van hierdie aarde te ontsnap nie. Maar is eintlik om hemelaarde te bring. En ek dink, is juis, wanneer ons in die bergpredikasie hierdie gedeelte het, wat Jesus sy disippels leer om te bid, to engage, met die troonkamer, wat hy kom en hy sê, Here, laat die koninkryk kom. Nie die manier hoe ek dink nie, maar soos U dit wil. Soos U dit wil laat geskied, Here, ek belyn my met dit, soos dit wat in die hemel besluit is, soos dit wat om hierdie tafel, op hierdie raadsplek besluit is, soos in die hemel, laat dit nou so deur my 'n waarheid word op hierdie aarde. Laat dit my nuwe realiteit word, want Here, ek is verplaas, en nou is die plek, ek reageer nie meer op eksterne goed nie, want hoekom? Want ek leef nou vanuit hierdie verteenwoordigende gedeelte. Ek wat deel is van hierdie tafel van besluitneming. Ek is 'n verteenwoordiger nou waar? In my werksplek, by my huis, met die keuses wat ek maak en my reaksie. Dis die plekke waar hierdie nuwe werklikheid sigbaar word. En daarom het ons nodig om te verstaan, nie en anders moet ek heel eerstens verstaan, Jesus het opgestaan, en daarom is die wêreld niet. Daar's ander heerskappy. It's under new management, maar ek en jy, ons is verplaas. Ons behoort nou elders. Ek moet nou leer dink, hoe is hierdie anders? En daarom is die aanbiddingsgedeelte, of as ek dit dan so wil sê, my godsdienstlewe, hoe om hierdie nuwe werklikheid te leef. So die uitnodiging bring ons in daai spasie, is dat ek het nie net wegbeweeg van die graf nie, nee, ek het nie net na die hemel opgekyk nie, maar hier is my nuwe realiteit. Ek word genooi om nou vanuit die troonkamer te leef, en dis hoekom Romeine, wanneer ons dit nou lees, wat Paulus skryf, in Romeine 12 vers 1, ons in daardie verwysing inbring. Hy sê, therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy
and pleasing to God. This is your true and proper worship. Die Afrikaanse vertaling sê, hierdie is jou tipe godsdiens. I engage with heavenly so that what can happen, so that it can become my truth in this life. Aanbidding is dis nie meer vir my net 'n lied nie. Dis nie net 'n Sondag waartoe ek kerk toe kom en nee. Dis maar 'n lewe van hemel om dit aarde toe te bring. Dis nuut. Dis anders. En dis ons roeping. That is his glory that becomes our story. En ek weet, ek het nou 'n klomp goed gesê, en veral in die afgelope 3 weke as jy was, om hierdie goed te kan verstaan en begrip te kan hê, maar ek wil jou vra dat jy gaan sit in hierdie bedink en dit uitredeneer vir jouself en dan 'n besluit te neem dat ek dit nie net glo nie, maar dat dit my werklikheid is. Dis nie iets van 'n afstand nie. Dit word my werklikheid. En dan sal ek en jy net en anders leef. Amen. Ons saam bid. Here, ons het vrymoedigheid vanoggend om by die troon te kom, die troon van genade. Want U het ons geroep om heel eerstens daardie tree te gee. Om te ontdek dat ons in hierdie spasie deel van die gesprek is. Wat U wil hê ons moet ontdek van net en anders. Dat hoe U dink, Here, wat U sê, en hoe dit ons lewe affekteer en impakteer. Dalk het ons nog altyd in ons manier van engagement, maar net by 'n plek gekom waar ons bid om te vra, maar nie om te ontdek nie. Te lees vir informasie in plaas van ontdekking. En mag dit wees, Here, dat ons vandag saam met iemand in die kar ry, wat vir ons bewus maak oor daardie huis en daardie huis. Dalk daardie merkteken. Mag dit ons bring by 'n plek, Here, waar ons kan aanvaar. Omdat ek nou met 'n ander bewustelikheid leef. Ek eer U vir die liefde wat ons kom raak het. 'n liefde van genade en waarheid en geregtigheid. In Jesus se naam. Amen.